Een van die ou pastore sê eendag vir my hierdie woorde. Hy sê party mense moet leer dat wanneer ons daardie lied sing, dan dit how great you are. Not how great I am. As ons dit in die weg ruim, dat ons klein is voor die Here en hom sy regmatige plek in ons lewe gee, dan verander die perspektief in die regte rigting. Sê jy amen? Amen. Nou, ek hou daarvan as 'n kerk saam praat, en ek het dit nog nooit regtig baie beoefen nie. Maar ek wil u iets leer vanmôre, mag ek? Is altans my werk. Ek moet u iets leer. Want dis waaroor dit gaan. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, dat hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om al hierdie dinge te onderhou. Dan is daar nog 'n skrif wat sê, deur die sotheid van die prediking, of die dwaasheid van die prediking, het 'n menigte tot bekering gekom. Nou as die prediking jou roer vanmôre, dui dit direk daarop aan om na die Here toe te gaan. Om verder by hom skadu te vind en by hom te gaan hoor wat hy van u verlang. Vanmôre wanneer daar 'n woord uitgaan en u stem saam daarmee, is dit die gebruik van die Pinksterkerk om te sê Amen. Wanneer daar 'n woord uitgaan en hy maak so 'n bietjie seer, dan sê ons ja, ek weet nie hoeveel mense ken dit nie. Maar deur dit alles is daar 'n woord wat uitstaan, en dit is die woord Halleluja. hoe my nie het hom. Dis die woord Halleluja. Want dit bring eer en lof en aanbidding aan God alleen. Ons is altans vanmôre hier om na sy woord te luister. Want dit wat die Here geïnspireer het, deur soveel skrywers, deur soveel om tot ons iets te bring, wat ons kan vergesel en kan leer en lei op hierdie pad wat ons in die lewe beweeg. Ek kom agter die laaste rukkie dat daar baie dinge en toevalle in mense se lewens gebeur. En ja, daar's nie altyd antwoord op dit alles nie. Ons sal baie keer baie makliker deur die lewe gegaan het as ons al die antwoorde gehad het, is dit nie waar? Maar ek kan nie waarborg vanmôre, ek het nie al die antwoorde nie. Ek kan nie waarborg dat jy geen teologiese professor is, geen dokter in geleerdheid, geen professor, wat al die antwoorde het. As dit so maklik was, dan was daar baie meer boeke geskryf, net oor die kwessie van hoe om jou lewe te lewe. Jy kry boeke op alles, en weet jy, die snaakste van alles is, as daar kleintjies is daar boeke oor kleintjies. As daar ouer mense is daar boeke oor ouer mense. Maar iewers is daar min tot geen boeke wat jou leer en in die regte rigting lei wanneer 'n situasie of 'n unieke situasie op pad langs kom. Elke unieke situasie moet ons eintlik maar na die Here toe gaan, is dit nie? En wanneer ons na die Here toe gaan, dan bring die Here vir ons perspektief uit die hemel uit. Want hy ken alle dinge. Niks is vir hom verberg nie, niks is vir hom nie. Maar vanmôre wil ek u vra om oop te maak in die boek van Exodus. En ja, so ver terug. Soos Exodus 15. Ek wil begin met die 22ste vers. Baie bepreekte en bekende gedeelte uit die woord van die Here. Ek dank die Here vir sy insig en sy wysheid op hierdie sake, dat hy ons kan leer lees ook tussen die lyne. Is jy met my vanmôre? Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sir. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en het geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was
bitter. Daarom heet die plek Mara. En hier kom haar die ene. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout uitgewys. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle 'n insetting en 'n verordering vasgestel en hulle daar beproef. Sê vir my gou die woorde. Daar beproef. En gesê, as julle getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in die oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie. Want ek is die Here wat jou gesond maak. Daarop het hulle by Elim gekom, waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was. En hulle het daar by die waterlaar opgeslaan. En geliefdes, hierdie is 'n baie ou gedeelte, maar dit het soveel seggenskap op vandag se lewe, dat jy verbaas sal wees oor wat die Here ons wil leer in so 'n ou boek. Nommer 1 is dit vir my baie belangrik om vanmôre vir die woord bitterheid voor te hou. Want daar is in die lewe soveel kere wat ons bitterheid toelaat. En bitterheid bring siektes. Baie siektes. Bitterheid kom in baie forme. Bitterheid kom wanneer daar verhoudings tot niet gaan. Bitterheid kom wanneer daar 'n saak kom wat iemand iets teen jou gedoen het of jy iets teen iemand gedoen het. En dan infiltreer dit die hart van mense. Bitterheid kom wanneer jy iets verwag en dit nie kry nie. En so maklik kan bitterheid in jou lewe nie net 'n saad kom plant nie, maar kan dit jou lewe oorneem. So maklik sit mense met situasies, en weet jy, ek kan een van dit noem, dat wanneer ons ouer word, dan besef ons het nie al ons drome bereik nie. Wanneer jy op die punt van jou lewe kom waar hy tans is, dan besef jy is nou nie meer 'n jong man nie. Jou sport, gedagtes en drome is nou tot niks. Jy is ook nie 'n ou man nie, maar jy kan niks daaraan doen nie. Dan is daar ideale en drome van besittings. Wou graag dit en so, en op so wyse iets in my lewe bekom het. Geen jong seun of jong dogter wat skool klaar maak, gaan vir jou sê dit nie 'n droom nie. Ons almal het 'n droom na beterskap en beter dinge as wat ons mee groot geword het. En dan is dit nie daar is al fout. Want weet jy, ons almal verlang na iets beter. Die hartseer van dit alles is, dit kom nie altyd nie. Dit is nie altyd vir jou in 'n mooi geskenk pakkie toegedraai en word vir jou eendag gesê, hierso is alles wat jy nog ooit wou gehad het nie. En dan raak ons bitter daaroor. Iemand sê dalk vir jou iets in die pad, terwyl jy besig is om goed te doen. Dan weet jy, vandag slag ons die mense wat goed doen. Want ons bang hulle doen beter as jy. Dit is die waarheid. Jy weet dit. En daar is van ons wat al skuldig is daar. Maar weet jy, daarin kom daar bitterheid by die persoon, en die een wat die bitterheid toedien, kry ook nie net 'n vorm van bitterheid nie, maar hy kry 'n vorm van kwale wat saam met dit gaan. Wat veroorsaak bitterheid in jou lewe vanmôre? Kan jy dit identifiseer? Kan jy vir my sê dat toe ek so en so oud was, het iets gebeur in my familieopset? Iemand het dalk iets gesê of
het iets gedoen. Ek kan onthou, ek was op 'n stadium so 16 jaar oud, en ons is daar by die viswaters langs die Krokodilrivier by Parandaba, en dis 'n klomp seuns wat saam wild is, vasvang het. Man, ons was so 'n stuk of 30, 35 jongmans en gulle gewees, wat saam met die brandweer daar was, en ons almal speel en iets gebeur. En een van die ouer mans loop oor na my toe sê vir my, act your age, not your shoe size. Ek was maar een van hulle wat gespeel het, en ek neem aanstoot. En vir baie jare is dit 'n wortel van bitterheid ten opsigte van die persoon. Hy het eintlik in dwaasheid kom sê, ek was nie al een wat gespeel het nie, ons was seuns wat gespeel het, soos kinders. Maar ek was een van die jongstes van hulle. En dit kom en dit los iets by my, wat so 'n bietjie van 'n afkeer by mense het. Ek begin ophou speel. Weet jy broer, ek wil vir jou sê, of jy 80 jaar oud is, moet nooit die kind in jou laat doodgaan nie. Jy moet nog altyd bietjie kan speel. Jy gaan eendag kleinkinders hê, en jy gaan met hulle kan speel. Niks is jou geoorloof, broer en suster, om saam met jou dogtertjie pop te speel, en saam met jou seentjie karretjie op die mag te stoot. Hoor jy wat ek sê? Hoeveel van ons kan sê, my pa het saam met my gespeel? Hoeveel kan sê, my ma het saam met my pop gespeel? Dit mag dalk speel voorkom, maar vir 'n kind is dit iets wat die toekoms altyd sal vashou, dat daar 'n vorm van omgee was. En weet jy, omdat ons dit nie gehad het nie, laat ons toe dat daar partykeer 'n bietjie bitterheid is, want ons almal het maatjies gehad, en sommige van hulle, sy ouers het so saam met hulle gekuier. Ek en my vrou hou van kamp, en die kinders ook. Kan nie my glo dat ek nooit op een vakansie saam met my ouers was nie. Nie een keer gekamp nie een keer geleer van hoe dit is om 'n stukkie hout te kap en in 'n vuur te sit nie. Dis iets wat ek self geleer het, en daarin kan ons 'n tikkie bitterheid kom vind. My pa was nie altyd daar nie. Ek was 'n krangige bokser. Op die einde van my loopbaan het my pa een van my boksgevegte bygewoon. Ek was 'n krangige kickbokser. Ek was so dat ek op 'n stadium nommer 1 in my gewig in die land en in die wêreld nommer 3 was. My pa het een van my laaste skopboksgevegte bygewoon. En weet jy, terwyl ek daaraan dink, het ek dit toegelaat dat hierdie tipe goed iewerste my kom oorneem en 'n bietjie bitterheid kom los het. Jy kan sê wat jy wil, maar baie van die sit vanmôre en dink aan wat pastoor Henny vir jou sê. Jy sit vanmôre in jou onthou situasies, en jou eie ouers, en jou eie ma, jou eie pa, en oupa, en ouma, en oom en tannie, wat al iets te sê gehad het oor jou. Werkgewer? Daar's altyd 'n situasie, dat ek vir jou sê, kom in die polisie, ek sê jong seun, 18 jaar oud. En ek staan voor in 'n peloton. Ek is nie een van die langste ouens daar gewees nie. Of was ander ouens wat heeltemal besig was. En jy weet hoe 'n peloton werk, hulle pak jou mos uit so van groot na middel, klein en dan weer groot na die kant toe. Maar vir een of ander rede val daar een van die offisiere se oë op my, en hy besluit hy gaan vir my boelie. In daai situasie leer ek iets. Ek kan kwaad koester oor hom. En ek kan dit die res van my lewe saam met my dra, en ek kan 'n morbiede mens wees. Of ek kan toelaat dat hierdie ou my nie breek nie. Weet jy wat lei dit toe, 4:00 die oggend spring hy op my bed. Peloton van 35 ander spring op my bed. En hy skree vir my, "Word wakker!" Toe dop ek hom met die bed op. Ek het 'n reaksie veroorsaak. Ek het met my ammunisietrommel om die bungalow gehardloop tot wanneer hy moeg was. En toe hy sien, hy breek my nie,
toe probeer hy iets verder. Is dit nie hoe die vyand werk nie? Wanneer die wortel van bitterheid in jou lewe uitgeroei word, dan probeer hy iets meer in jou lewe indruk. Hy kry 'n ander manier om te probeer jou van jou oorspronklike roete af wegkry. Hy kry 'n ander persoon, hy kry 'n ander rendies, hy kry 'n ander omstandighede. En weet jy wat is die eerste ding wat mense doen? Ons lewe met twee situasies, is die fight of flight situasie. Dis die veg of hardloop situasie. En ons almal het dit iewers dan gekweek om te hardloop. Baie min van ons sien dat as ons terugbeklei, dan raak dit net erger, is dit nie so nie? So wanneer ons terugbeklei, dan kom ons tot die gedagte op 'n stadium dat dit nie meer die moeite werd is om te beklei. Dan vlug ons. Weet jy wat gelukkig is, dan vlug ons net weer verder vas in die vangnet van die vyand. Hy staan buite en hy stel strikke so ver soos dit wil, maar ek wil vir môre vertel dat die Here elke situasie wat die vyand jou pad langs bring, eintlik gebruik om jou reg te kry vir iets groters vorentoe. Hoor jy, as jy in 'n situasie sit, wil jy die goed nie hoor nie. Wanneer jy sit met 'n bitterheid in jou hart, dan wil jy dit nie hoor nie. Vyand stel strikke vir die kinders van die Here, want uiteindelik wil hy jou vasvang, sodat jy dit nie maak. Dit waarna toe die Here jou geroep het nie. Hy breek jou en hy bring bitterheid. As hy jou net met bitterheid kan vul, dan is die werk eintlik daar gedoen. Weet jy wat, geliefdes? Bitterheid saai bitterheid. Weet jy, kan raai mense, as jy sien aanloop in die winkelsentrum, dan blyk jy tussen die rakke weg. Want jy is bang dat die volgende ding wat daai persoon gaan sê, is gaan bitter wees. Jy al gehoor van die woord, is 'n bitterpil om te sluk. Het jy al aan grandpa gesuig? Sterker! Bitter! Maar weet jy wat geliefd is, ons leer om maar saam te lewe met die bitterheid. Sonder dat ons dit agterkom, versprei ons die evangelie van bitterheid onder mekaar. Iemand sê iets, iemand doen iets, ek het geweet, dit gaan so gebeur. Die negativiteit wat daarmee saam gepaard gaan, jy broer, ek sê vir jou, jy voel na ruk so swaar, dat jy nie weet of jy kom of gaan nie. Ek kan vanmôre oor bitterheid boeke skryf. Ek kan nie vertel van elke situasie en elke plek waar u kan bitterheid gaan soek in jou lewe. En ek kan vir u vertel dat jy dit daar gaan kry. Jy gaan agterkom dat bitterheid het so deel geraak van ons menswees, dat ons dit nie meer optel as bitterheid nie. Dat ons maar daarmee saam lewe. Dan kry jy kinders. Jy gedink is net groot mense. Jy kinders stel jou te leer. En dan het jy bitterheid in jou hart, maar dis nie wat hulle groot gemaak het. Het jy al ouers gehoor sê, ek het hulle nie so groot gemaak. Het jy al mense gehoor sê, ek weet nie waar kom hulle daaraan nie. Het jy, in die kerk is dit nooit so. Sondag na sondag gaan die woord uit na die volk toe. Mense luister met 'n halwe oor en doen min daarvan. En die prediker kry die hardste houe oor wat verkeerd gaan in mense se lewens. Vanmôre wil die Here met jou kom praat oor bitterheid in jou lewe en hy wil dit verwyder. Halleluja. Luister mooi. Die Here wil hê jy moet mooi dink vanmôre. Waar is daar dalk 'n ietsie, 'n stukkie of 'n weggesteekte gedeelte van bitterheid in u lewe? En ek gaan nou kom by 'n paar dinge wat vir u noodsaaklik belangrik gaan wees om te bedink. Ons het 'n geestelike appetyd. Ons moet smag na geestelike dinge. En weet jy, die vyand weet dit en daarom kom hy. Ek weet nie of jy al by 'n restaurant gesit het en iets bestel het. En teen die tyd wat dit daar kom, dan vervul dit glad nie die gedagte wat jy gehad het oor dit wat jy nou weet. Dan voel jy partykeer, hulle kon maar hierdie bord kos gehou het, ek kon beter geëet het by die huis. 90% van die keer is dit maar die waarheid hoor. Maar weet jy, ons geestelike appetyd
nodig om van God af iets te ontvang. Hierdie mense sit in die woestyn, hulle is dors. En weet jy, ek gaan vir jy 'n skrifgie gee, vanmôre, Matteus 5 vers 6. En ons gaan dit lees saam. Hy sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dit is 'n absolute belofte van God. Dat as jy honger en dors na die regte dinge, dan sal hy die regte dinge gee. Bitterheid word veroorsaak deur soveel dinge, soos wat ons al klaar genoem het. Deur baie keer wanpersepsie ook. Jy dalk een ding verwag en iets anders gekry. En dan sit jy met bitterheid. Ek het 'n ding wat ek doen en ek doen dit vir 'n rede. Want ek glo ook om aan my saligheid te bewaar. As ek een keer by 'n restaurant geëet het en het my slegte kos gegee, of het ek siek geword van my kos, sal ek nooit weer daar koop nie. Ek sal al die ander gaan besoek. Weet jy hoekom is nie oor bitterheid nie? Dis die idee dat hulle topgehalte kos moet verkoop teen 'n prys wat ek betaal, en vir my slegte kos gegee het vir dit wat ek eintlik voorbetaal. Dan bewaar ek my saligheid en ek gaan soek 'n plek wat ek kan geniet. Dit het my half van 'n rigting gevat, dat ek sekere dinge op las sal gebruik by 'n plek. By Kentucky sal ek net so burger eet, want ek geniet hom. By McDonald's sal ek net so burger eet, want ek geniet hom. By daai plek sal ek net so iets eet, want ek geniet dit. En ek ken dit. En dan bly ek volgens dit in my lewe, omdat ek weet wat nodig is vir my, wat ek geniet, bly ek daarby. Ja, daar kom toevallige tye wat jy laat in die aand beweeg en jy 'n keuse het nie. Dan moet jy maar ingee vir 'n garage pie. En hy altyd is 'n garage pie is daar wat jy moet kry nie. Dan vat jy maar die een en broer, ek gaan vir jou sê, koop maar die pak Rennie saam met die garage pie. Ek is besig om iets vir jou te leer vanmôre. Somtyds gebeur daar ontoevallig dinge. Maar wanneer ons die keuse het om te kies, dan kan nie waarborg dat ons altyd 'n keuse het in 'n situasie. Die Here beoefen ons keuse. Maar die Here lewe nie jou lewe vir jou nie. Hy gaan nie vir jou elke stap op die weg sê, draai links, draai reg, gaan. Jy moet jou lewe lewe. En jy moet leer om dit te doen na volgens die wil van God. En wanneer jy dit leer, wanneer jy God leer ken, en 'n lewende verhouding met hom, het sal hy jou waarsku oor die plekke waar jy nie moet wees nie. Die Heilige Gees het jou leer en lei in al die waarheid. En jou wegvat van dit af wat vir jou skade kan bring. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die Here wil hê vanmôre dat jy versadig moet word. Wanneer jy dors is, hy wil nie vir jou die bitter water bring nie. Die bitter water is daar geplaas deur die vyand om jou te probeer onderkry, jou weg te kry van die oorspronklike pad wat jy moet loop, en jou daar te laat sneuwel waar jy nie hoort nie. Hulle was op pad na die beloofde land, en terwyl hulle murmureer, is een definitiewe uiting van dit wat gebeur as iemand met bitterheid in sy hart sit. Is iemand wat altyd kla oor alles. Wil jy weet hoe die pastoor iemand is bitter? Luister net na 'n gesprek. Ek het iets geleer. In die kerkewêreld, wil jy sien hoe gaan dit in iemand sy huishoudelike kinders dop? As jy wil sien teenkant en ten opsigte van die pastoor, kyk die kleintjies. Hulle gaan vir duidelik wys. Maar nou nie jou kinders wil jy huis los nie. Hulle gaan 'n uiting maak ten opsigte van jou. Luister. En jy so dit. Want 'n kind weet nie hoe anders te reageer nie. Gaan nie luister nie. Geliefdes, bitterheid kom verskyn in ons lewe in verskillende maniere. Maar tog ons geestelike appetyd
na die Vader, soek na geregtigheid. En ons moet nou 'n koppeling begin te kry tussen die geregtigheid van die Here. En iewerste moet ons wegkom van bitterheid wat in ons lewe plaasgevind het. Weet jy, ek het nou genoem dat verhoudings dit veroorsaak. Dit is nie net man en vrou verhoudings nie, dit is vriendskapsverhoudings. Wat baie keer 'n oopgaping is van bitterheid. Ons kan dit sien in die kerkewêreld. Wanneer bitterheid ingevoer word van buitekant af ten opsigte van wat mense se verwagting was, dan begin mense oppak en loop. Want hulle word gevoer deur bitterheid van buitekant af. Een kry dalk nie alles wat hy wil hê nie. En een kry nie dalk al die aandag wat hy verlang het nie. Dan kom ons met bitterheid terug en ons murmureer daaroor. Eerste ding wat die volk elke keer gesê het wanneer hulle in 'n situasie in die woestyn gekom het was, hoekom het God ons hierheen gebring om te laat sterwe? En dan het hulle dit teen Moses gedraai en gesê, jy het ons hiernatoe gelei. En wonder hoe die gesprekke gelyk met Moses die hele tyd, wanneer die volk wegtrek, eintlik 'n 10 dag reis ver, hierdie was 3 dae in die woestyn in, kry hulle nie water nie. En ek weet hoe ek reageer as ek dors is. As ek dors is, dan, moet ek raak verboureerd. En hier sit 'n volk met 'n span vol mense. En hulle almal voel dieselfde. En die een begin ten opsigte van die ander ene praat. En die ander ene praat ten opsigte van die ander. Toe wees en sit jy met 'n murmurerende volk. Want iemand het die saad eintlik van bitterheid onder hulle gedra. Ek het iets geleer eendag. Dra boksappels van die laerskool af tot by my ouerhuis. En ek kom agter, broer, ek is 'n ouetjie so 8, 9 jaar oud. En dis een van hierdie regte groot bokse appels. Die skool het dit verkoop as 'n volksversameling, hulle het by 'n boer 'n klomp appels gekry. En my pa het 'n klomp papegaaie gekweek en geteel. En hierdie appels het hy gebruik en dit wedges gesny en druk hy dit deur die draad. Dan eet hierdie voëls nou en hierdie appels is baie gesond is vir hulle. Veral wanneer dit die tyd is, wanneer hulle in hulle broeiseisoen is. En ek loop met daai swaar boks appels, is nie my appels nie, maar ek het dit vir my pa gekoop, hy het die geld gegee. En hoe verder ek loop, hoe swaarder raak hierdie boks appels. Jy weet, en na ruk, jy voel dat jou arms wil afbreek, maar jy loop met hierdie boks appels. En hoe meer jy loop, want is nie jou appels nie, dis betaalde appels, dis jou pa se appels, dis die pakkie wat jy namens iemand dra. Weet jy hoeveel mense draai om op hierdie weg, omdat hulle pakkies dra vir ander, wat nie nodig is nie. En die pakkies raak al hoe swaarder vir jou, en dit veroorsaak bitterheid ten opsigte van die persoon. Kan jy die sielkundige les op vanmôre sien hierso? Wie se pakkie dra jy? Wat veroorsaak dit in jou lewe? Hoekom dra jy jou man en jou vrou se pakkie? As dit hulle pakkie is om te dra. Is dit nie tyd om my pakkie terug te gee nie? Hoekom dra jy jou pa se pakkie? As dit nie jou pakkie is wat jy moet dra nie? Hoekom dra jy jou ma se pakkie? As dit haar pakkie was om te dra, van hulle sal in die graf nie dra nog steeds sy pakkie. Loop met daai boks appels en ek kom iets agter. As ek daai boks appels neersit, gaan my pa kwaad wees. Want hy het betaal vir daai appels. As nie baie die. Maar weet jy, nou loop ek agter hierdie boks appels aan. Vandag kan ek dit as 'n les vir julle gee. Paar keer het daar karre gestop, kan jy so lift gee? Nee, my ma sê ek ry nie saam met vreemdelinge. Dan dra ek maar die pakkie. Die Here stuur partykeer hulp en dan weier ons dit. Kom ek wil help jou aan jou pakkie dra. Nee, jy lyk nie reg nie. Jy het nie die regte soet aan nie. Ek weet nie om jou te nader nie. Vreemdeling. Wolf! Ons is vinnig om dit te sê. As dit die Here stuur vir ons hulp en ons verontagsaam dit so goed doen. En hy wil net jou lig aan jou pakkie bring. Want dis dalk nie as jou pakkie wat jy dra. Het jy al gehoor van bloedlynvloeke en sulke tipe goede? Dis pakkies wat ons dra wat nie aan ons behoort nie.
Dis goed wat oorgedra word van geslag tot geslag. Kan ek die een van dit sê gevul? My pa het bloeddruk gehad, ek sal bloeddruk hê. My ouma is dood aan kanker, ek gaan dood aan kanker. Ek spreek dit nie oor myself nie, maar dis pakkies wat ons dra wat nie aan ons behoort nie. Die Here het 'n ander doel met jou lewe en hy wil hê jy moet lewe en lewe in oorvloed. Die Here het 'n gebruiksaamheid vir my en u in hierdie lewe wat hy wil hê ons moet die pad loop. Pastoor is nou besig om op gevaarlike grond te beweeg. Ek het iets anders geleer. Ek dra nie meer die pakkies van die verlede nie. Want dit het nie nodig om saam met my in die toekoms in te gaan nie. Die bitterheid van daai pakkies pak ek saam met hom by die pawnshop af. En ek kry 'n R10 en luister my vriend, ek gaan koop vir my en my kind gesin 'n yskriem. Al is dit teen ons deel. Hoor wat ek sê. Ek praat nie pawnshop goed nie, my verkeerd verstaan nie. Maar ek wil vir jy net 'n sinsnede gee oor wat nodig is om te doen met daai pakkerasies wat jy loop wat vir jou bitterheid bring. Ek gaan nou vir jy die Bybel uit die remedie gee. Kan jy wag af hoor? Ek kan nie. Want hoe makliker ek dit kry, en hoe makliker jy dit kan toepas, was die hele idee van Mara om iets te toets by hierdie volk. Wanneer jy in 'n beproewing is, kan jy toelaat dat daardie beproewing jou sterker maak, of daardie beproewing jou bitterheid veroorsaak. Mense, ons is so maklik om dan negatief te raak en die bitterheid te gebruik. God het hier, deur hierdie woestyn, het hy vir hulle gesê, glo julle dan nie aan my? Ek het julle hierheen gelei. Sal ek julle laat kom sonder water? En Moses gaan dra dat God vir hom iets uitwys. Hy wys vir hom 'n eenvoudige stuk hout. Nou waar het jy dit al gesien, geliefdes? Ek het al braakwater gehad, daar in Limpopo, baie keer as hulle diep gaan in die grond, met boorgate. Is die sekerheid dat jy gaan braakwater kry amper 80%. En jy gaan niks met braakwater, die ou mense het sout in dit gegooi, jy het dit geweet. Hulle het koffie gemaak, met sout in, om die water te probeer soet kry. Ander mense hou daarvan, ek hou nie van braakwater. Braakwater as jy dit op die plante spuit, dan vergaan die plante ook. Jy kan maar doen wat jy wil met braakwater, dit verander nie. Maar God wys vir Moses 'n eenvoudige stukkie hout uit. En hy neem hierdie stuk hout voor die oë van hierdie volk wat weet wat daai water is waar hulle by staan, daardie bitter water. En hy werk die stuk hout voor hulle oë in die water. Weet jy wat gebeur met daai water? Dat ek oomblik sit uit. Die hout het dit nie gefiltreer nie, dit was 'n stukkie hout. As dit net so was dat dit die water gefiltreer het, sou die Bybel gesê het, en God het laat die water filtreer deur die stukkie hout. Maar soos wat die Here ook 'n staf gebruik het in Moses hand om die see te klowe, gebruik hy 'n stukkie hout om die water se tekstuur te smaak, te verander, sy kwaliteit te verbeter. So kom my Vader en hy sien wat 'n bitter toestand die wêreld is. Hy sien waar hy op pad is, en hy bring vir ons nog 'n stuk hout, in die vorm van die kruis van Jesus Christus. En hy bring dit in hierdie troebel water wat ons in lewe, en hy kom om 'n verandering vir my en jou te bring. Weet jy wat? Jy gaan daai soet water by Mara kry, nadat dit verander het, nadat die hout daarin was. Jy kan alleenlik verander as jy na die kruis toe gaan. Die kruis is nie die filtreersisteem nie. Dit is die totale verandering van die water wat bitter is. Dit is nie 'n teologiese les vir u. Maar as ons net met ons bitterheid na die Here toe kan gaan, is daar 'n belofte van 'n verandering. Want wat ons aan vashou baie keer, is dit wat ons aan gewoond is. Ons loop met daai pakkie, ons loop met die situasies,
En omdat ons so gewoond raak aan die stres en die probleme, wanneer dit weg is, dan voel ons te lig. Dan soek ons maar nog een. Iemand stuur eendag vir my, ons kinders van die Here is soos miskryers. Ons loop met missoek oralste. So probleme. Want as ons nie probleme het nie, dan voel ons het niks om te doen nie. Môre is dit nie om vir jou te kom probleme soek en uit te wys nie. Maar om vir jou altyd die antwoord te bied, om weg te kom van dit wat jou so onderkry. Wat bring jou bitterheid? Weet jy, waar sit mense partykeer met 'n bitterheid vir die hele lewe lank, omdat dit jou gevorm het? Daar was 'n boelie op skool. In die vorm van een of ander onderwyser, 'n vriendin, of 'n vriend, of 'n maatjie, of 'n ouetjie, of 'n girltjie, wat jou al jou dae gee. Dit veroorsaak soveel bitterheid in die lewe, dat die mense nooit kan vertrou nie. En dan hoor jy seker goed soos, don't trust anybody, not even yourself. Het jy dit nogal gehoor? En wanneer jy al hierdie goed begin te hoor, dan begin jy vir jouself 'n kassie van bitterheid bymekaar maak, want dan het jy geen vertroue. Weet jy, die top besigheidsmanne in die wêreld is nie bang om 'n kans te waag. Hulle vat kansse met mense. Ja, daar is baie berou. Ek hoor eendag 'n miljonair praat. Hy sê die 7de keer toe ek 'n miljonair raak. En tog nou, hoeveel keer was jy al van onder gewees? 7 keer. En was hy val hoeveel keer? En staan weer op. Maar die dwaas val rond in sy onkunde. Dat jy dink vanmôre doen dit nie. Geliefdes, julle laat my nou wonder, is net daai ouetjie wat sê amen. Laat dit nie dink vanmôre, waar het ek kan berou? Waar sit ek met 'n bietjie bitterheid nie? Het ek nie dalk bitterheid ten opsigte van iets wat iemand ten opsigte van iemand anders te gedoen het nie? Want weet jy, dit is so onregverdig wat mense teen mekaar doen. Ons mense wat sit van die Eerste Wêreldoorlog of wat vandag nog lewe. Tweede Wêreldoorlog, as 'n paar van hulle hoor. Wat nog steeds met bitterheid sit oor Hitler. En dan kan nie oor Hitler kom nie, Hitler is al lank daar in die hel. Weet jy wat ek sê? Hy het sy onverdiende loon gekry. Vanmôre wil ek vir jy so uitkoms bring. Bring vir jou 'n stukkie hout. Ek bring vir jou die kruis van Jesus. Ek bring vir jou die bloed wat hy gevloei het vir my en jou. Ek bring vir jou die water uit sy sy om jou dors te les. Want hulle wat honger en dors na die geregtigheid sal versaak. Ek bring vir jou die seën van God, sodat jou lewe 'n omkeer kan maak. Ek bring vir jou 'n wil. Ek bring vir jou integriteit. Status is nie integriteit nie. Status is 'n vals omhulsel van wat die lewe jou kan bied. En wanneer ons dit nie bereik nie, dan voel ons partykeer ons skiet kort. Ag, as ek maar net die burgemeester se ketting om my nek kan sit. Ag, as ek net die baas by die werk kan word. Ag, as ek net 'n manager kan wees. Dit is die beste van wie jy is. Waar jy is. Weet jy, mense beny self omstandighede onder hulle. Ek wil sê, jy al na iemand gekyk en gewonder, wat het jy? Hoekom het jy so goed? Ja, moet daar nie vir pil op die mark wees. Hoorie, het jy nie 'n gelukprys gegee vir 'n swaar maatskap? Het jy nie vanmôre in die woestyn begin te murmureer en opgehou wonder wanneer die wonderwerk van God jou gaan inhaal nie? Want as die Here jou vat na daai gat toe, dat hy klaar die plan daar, hy ook bewerk. Hy sê saam met die probleem gee hy die oplossing.
God gee nie die probleem nie, die probleem kom deur die vyand se hande. Maar God gee die oplossing uit elkeen van hulle. Is ons bereid om dit te vat vanmôre? Ek kan vanmôre baie ver praat oor bitterheid. Die krisis daar was nommer 1, hulle was dors. Daar kom dorstige tye vir ons almal. Daar kom tye wat ons voel ons is in 'n woestyn. Die wonderwerk was 'n eenvoudige stukkie hout wat deur God uitgewys was. Wat voor hulle oë so verandering gemaak het dat dit hulle dors kon les vir 'n oomblik daar waar hulle was. Want dink jy dit het die volk gestil? 'n Paar tree verder toe huil hulle oor kos. En hulle huil weer oor water, toe stuur God vir hulle kwartels en manna. En hy bring vir hulle water, wat hulle nie gehad het nie, onthou. Hulle 'n paar tree verder, toe bring die Here hulle by 'n plek. Luister wat in daai plek gehad. Kan jy dit onthou? Fonteine en palmbome. Hy bring hulle by 'n plek waar hulle hare kan opslaan, waar hulle veilig kan wees. Waar dan nie nodig is om wonderwerke voor hulle oop plaas te vind, om hulle te versterk nie. Ons probeer hardloop van wonderwerk na wonderwerk. Die Here wil in die klein dingetjies graag openbaar aan jou ook. Vir God is daar die Mara water eintlik 'n klein saakie, want hy kan dit so wegvat. Vir ons is dit 'n groot, ondeursiglike saak. En ons murmureer daagliks daaroor. Ag, Here, kan my salaris nie verdubbel nie. As ons begin te leer om te lewe met dit wat ons het, en nie bely wat ander het nie, gaan ons genoegsaam hê. Kan nie ek wil jou sê, in die tye wat dit swaar gegaan het my ma so 'n pot kos gemaak. Hulle het 'n lelike Afrikaanse woord vir dit. So gooi by mekaar 'n pot. Maar weet jy, dit was die tye wat ons die lekkerste geëet het. Want jou keuses is al hoe minder. As jy te veel het in jou sak, dan is daar te veel keuses. Ek en my vrou in die begin van ons verhouding sê ek vir haar eendag, luister, jy vra my in my lewe nie weer, wat wil jy eet nie? Sê vir haar, sit iets op my bord en sit dit voor my. Ek is gelukkig met wat jy vir my gee. En hoor dan, dis 'n jokker. In die begin van ons verhouding, dan sê ek van, wat wil jy eet? Dan is ons grootste stryery. Ek is nie nou lus vir dit nie. Wat wil jy eet? Wat van 'n stukkie hoendersoene? Nee, ek sien nou lus vir hoender. Dis so ek is nou 'n rukkie lus vir gebraaide aardappels. Nee, ook nie dit nie. Ek het my gevra wat wil ek eet? Kan ek dit nou in bitterheid veroorsaak? Ek kan kwaad raak daaroor en dit kan elke keer ons geveg raak. Maar as ek genoeg saam is met dit wat vir my gebied word, dan haal ek die wortel van kwaad uit dit uit. Weet jy, tot vandag, as my vrou 'n bord kos voor my neersit, dan eet ek dit. En dan is ek dankbaar daaroor. Want ek weet waar ek vandaan kom. En ek weet ek is nie vandag daar. Jy kan my om die bos lei met 'n sak soet patatsbotaat. Sê vir ek sal dit eet. Ek sal dit eet soos of dit room en tomaties is. En ek sal dit geniet. Dan gaan ek toelaat dat daar wortel van kwaad in my huis kom. Oor 'n bord kos. Ek het gesien hoe mense wat dik geëet is aan die buitelewe, borde kos voor hulle vrouens neergooi in die huis. Ondankbaar. Vanmôre is die Here hier om hy ondankbaarheid by jou weg te vat. Dat daar ook nie in jou huis meer 'n wortel van kwaad en 'n wortel van bitterheid kan wees. By die wat ons nou op besoek het, is hier vir ons iets gegee, het ek nog iets geweier? Nee. Hierdie pastoor eet vir hom. Of ek op 'n diet is of nie, ek vat hom op. En ek like hom. Sê nie baie die vergras nie, ek voet nie so lekker. Maar ek wil vir een ding vertel vanmôre. Ek sal eerder 'n beker koffie uit 'n blik uitdrink,
saam met die eenvoudige mens. Dat ek aan tafel sit met die bitter mense, wat die een hoër aangestel is as die ander een. My Bybel sê dien mekaar. Daarin gaan ons baie bitterheid in die kerk uithaal wanneer ons mekaar dien. As jy net dien, die pastoor moet dien, bys nou moet dien, jy moet almal dien mekaar. Jesus loop in 'n vertrek in waar sy apostels is. Trek sy boekleed uit. Hy was hulle voete. God oor diens kry. Wat eintlik die seun van God is. Die koning van alle konings. En dit nie roof geag om sy disippels se voete te was. Dit moes 'n storie gewees het. Maar ons het die hele woestyn vol geloop met plakkies wat nie vandag meer kry. Iemand skets eendag vir my die prentjie van wat daar kon gebeur het. Sy dink net aan al die sweet en die sand wat tussen hulle tone gesit het en Jesus het moes gewas. Iemand noem hierdie woorde en skies dat ek het hier van hulle toe jab. Maar toch het hy sy hande in haar skoot gesteek en het het gewas. En die voete skoon gemaak. En spuite van dit wat teen hom, teen hulle, teen almal daar kon weer. Ek hulle aangeneem met al hulle onmoontlike en onnodige situasies. Ek het hulle skoon gemaak. Vanmôre bring ek vir jy 'n stukkie aan. In die vorm van die kruis van Jesus. Ek bring dit vir jou bitterheid, om dit soet te maak. Ek bring vir jou die kruis uit. Vanmôre om 'n bekering in jou lewe te kry, om die swaar bokse neer te sit. Ek bring vanmôre vir jou vergifnis van sondes. Ek gaan iets vertel wat lede in Christus al die jare doen. En ek hoop nie dat dit ooit verander by jou. Weet jy, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, dan sê ek jammer. Jy fight dit nie uit nie. Wanneer jy iets verkeerd gedoen het, dan bely jy dit. Is dit nie tyd dat ons ook die bitterheid bely nie, want het is verkeerd om bitter te wees. Kom ek bely daar die bitterheid in my lewe. En die Here bring daar die soetheid van die vergifnis van sy bloed op Golgotha terug na jou lewe toe. Wanneer jy bely, dan word jy gesond. Die volk het nie bely nie, hulle het gemurmureer. En hulle het gaan gou murmureer. En weet jy, hulle almal wat so gemurmureer het, teruggekyk het na Egipte land toe, gesê ons verlang na die vleispotte. En hulle wat gemurmureer het oor die water, en nie die wonderwerk geag het nie. Wat in die woestyn 'n klip gesien en 2 skeur het, en vir hulle fonteine van water gebring het. As ek eendag vertel oor hoeveel kwartels daar moes gelê het, en hoe diep hulle en hoe hoog hulle gelê het, en vir hoeveel kilometers daar kwartels was, toe God kwartels stuur, dan sal jy anders te kyk na die wonderwerk van daardie kwartels in die manna. Hulle het dit eers geag, en daarom het hulle in die woestyn gesterwe. Die Here wil nie hê u moet sterwe met bitterheid nie. Maar vanmôre kom daar vir jou ietsie. My suster, ek dink as daar iemand is wat weet wat bitterheid is dit jy vanmôre. En jy weet hoe om ontslae te raak, want ek het jou nog nooit regtig nie gesien glimlag. Jy kon die bitterheid ten opsigte van enigiets omdat jy in die stoel sit vanmôre. Jy kon daai bitterheid gevat het nie, jy kon dit laat groei in jou lewe, maar jy het anders gekies. Jy het die kruis gekies. Ek het min so blymoedige mens gesien soos jy. Wil julle met hierdie susters koekies proe? Hierdie girl kan koekies bak hoor. En laat ek vir jou sê, weet jy, my ma het my iets geleer van iemand wat kan koekies bak. Hoe lekker daai koekie is, hoe meer liefde daarin gegaan. En dit is wat ek vir jou sê vanmôre. Moenie dat die bitterheid iets in jou lewe kom doen nie. Daar's 'n paar goed wat ek oor bitterheid kon gehad het. Daar's 'n paar goed wat ek het mee saam met my kon gesleep het. Maar ek is nie vanmôre hier om die bitterheid te kom promoveer nie. Ek is vanmôre hier in die naam van die Here Jesus Christus om die bitterheid uit jou lewe uit te dryf. Amen.
vat autoriteit oor jou vanmôre. En ek sê vir jou bitterheid, wyk, soos wat die sakke. Ja. Laat my toe om vanmôre die ding by te laat. Dis 'n geestelike les by Mara. Dis God voorsien nog steeds in die omstandighede. Al is ons bitter, al is ons vol Mara, sê die Here, bring hy nog steeds vir jou lafenis, vir jou siel. Ons is 'n moeilik van hierdie hout, en jy het hom daar opgetel vanmôre. Toe God die hout uitwys, toe wys hy die kruis van Jesus vir hulle. En hy bring vir ons 'n simboliek by Mara, dat hy die bitterheid van die wêreld gaan wegneem, en het vervang met soet water. Vanmôre het jy 'n keuse, jy kan vashou in jou bitterheid, ongelukkig kan jy. Maar vanmôre het jy die keuse, en jy moet die keuse maak om my bitterheid te laat gaan, en so gou soos moontlik. Nie gou soos moontlik, so gou soos nou. Waaroor is jy bitter? Ek verlang nie van nie om my persoon te gaan bel en om te sê, luister, ek is bitter ten opsigte van dit. Is tyd om by die Here te gaan kla. En daarna na die kruis toe te gaan. En dit by die kruis te los. Vanmôre wil ek 'n manifestasie uitoefen in hierdie kerk. Ons glo in manifestasie. Amen. Glo jy in 'n manifestasie? Amen. Maar dan nie rondkyk. En iemand anders te oordeel omdat hulle voel hulle het iets van bitterheid by hulle. Maar as jy voel daar so 'n tikkie bitterheid, maak nie saak wat jy mee gekom het vanmôre. Of 'n bitterheid ten opsigte van 'n ou skoolvriend of 'n vriendin of 'n verhouding of iets ten opsigte van die kerk of jou persoon of die pastoor of iemand in die verlede is. Vat vanmôre daai pakkie, daai boks appels wat jy meeloop. Kom sit dit voor by die mat neer, as manifestasie. Ek gaan vra dat die musiek speel. Dankie, Koeko, dat jy bereid is om dit te doen. As daar 'n tikkie bitterheid is wat jou nog al die jare onderkry wat veroorsaak dat jy nie kan vooruitgaan nie, bring vanmôre daai bitterheid. Kom sit hom neer. Kom sit hom neer, terwyl die musiek saggies speel. Kom sit hom neer. Ek het so 'n boksie wat ek vanmôre hier wil neersit. In Jesus naam. Nou vanmôre is die gedeelte nie net om my bitterheid neer te sit nie, maar om dit te los. Om vanmôre dit voor die Here te doen, sodat jy kan loskom. Dankie vir hulle wat dit doen. Vir hulle wat die swaarheid van hulle skouers afhaal. Weet jy, dit belemmer jou geestelike lewe, dit belemmer jou geestelike vooruitgang. Kom lê dit neer vanmôre. Kom lê dit neer met alles wat in jou is. Kom lê jou ouers neer vanmôre. Kom lê jou verhoudings neer vanmôre. Kom lê die bitterheid wat die vyand in jou lewe wou veroorsaak neer vanmôre. Baie onvergewensgesindheid ten opsigte van bitterheid, kom lê dit neer vanmôre. Die Here is hier. En hy bring sy hout vir jou vanmôre in die vorm van sy kruis. Vanmôre kan jy vrykom, want weet jy wat nie? Die geleenthede wat jy gehad het is nie verdien nie. Jy kan vanmôre 'n wapen op teen bitterheid. Die beste wapen teen dit is vergifnis. Vergewe en vergeet. Ons sê ons altyd ons kan nie vergeet nie. Die beste wapen teen seer is belydenis. En weet jy, wanneer jy bely, kry jy getuienis. Wanneer jy hierdie wapen teen bitterheid wat vergifnis is optel vanmôre. Dink net wat het Jesus deurgegaan op hy kruis. Hy het al die rede om die mensdom te kan haat, maar hy kies om ons lief te hê. Hy het al die rede, ek voel daar's nog iemand wat weet en twyfel en wonder oor sy boksie. Ek verwag net van jou om hierdie manifestasie te doen. Vat hom en kom sit hom neer. Vat 'n hele boks appels. Rooi is, groen is, wat ook al jy kleur wil, preference hê. Sit hom neer.
Wanneer jy dit gedoen het, dan weet jy het vanmôre 'n manifestasie. Weet jy waarom gaan die manifestasie? Ek gaan dit weer en weer vanmôre. Roep die dinge wat nie is nie, soos of dit is. Wees kinderlik wanneer jy dit doen, en weet jy wat die Here sien vanmôre harte raak. Want nie dat jy kan dit wegsteek. Bitterheid borrel deur mense se gesigte en in hulle houdings kom dit voor. Bitterness will end your life. Weet jy hoe lang loop ons met bitterheid? Kan ek vanmôre 'n belydenis voor u doen? Ek het in die kerk bitter geloop. Pastoor sê vir my, kom staan nie voor die gemeente. Nog 'n leerling op daai stadium. En ek loop vorentoe, tot ek vorentoe gaan, toe sê hy vir my, verstaan maar ek dat jy was nie voor nie. Sê hy dit so agter sy hand. En ek kom dit wat opsigte van wat jy dit, ek het jou niks te doen. Wat doen dat het my begin te keil en seer maak. Dit bou op agressie en kwaadheid en dit bou op 'n klomp goed. Weet jy, mense kan nie vrykom nie. Jy sit vasgevang, want jy ruil jou bitterheid baie maklik vir addiksie. Verslawing. Wanneer jy daardie verslawing op jou neem, is dit altyd makliker om daarheen terug te keer. Want jy ruil jou bitterheid vir iets wat jou vir 'n oomblik is. Ons is nie 'n feel-good church. Ons is 'n come-free church. Die Here wil jou vrymaak. Vanmôre kan ons werklik sê, deur die kruis, het al vir my ook verlossing. By His stripes, I am healed. Hy het al my verkeerdheid van wandel weggevat. En 'n hart van vergifnis gegee. 'n Hart wat kan bely. 'n Hart wat kan restituisie doen. Dit beteken gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen. Ek het baie getuienis om u te vertel dalk, maar as dit baie tyd nie, sal dit op die regte tyd doen. Maar waarom bring die Here net sy prys? Na eer by. Hier is 'n doelbewuste keuse wat jy maak om die Here te dien. Dit is ook 'n doelbewuste keuse om positief te fokus. Neem elke gedagte gevangenis tot gehoorsaamheid aan God. Vanmôre wil die Here hê jy moet jou fokus op hom plaas. As ons Mara gaan raak sien en ons gaan die droogte raak sien, gaan ons murmureer. Ons is mos in die woestyn. Hulle noem dit Afrika se woestyn. So hoekom het ons al die rede om te kan kla? Ons het nie, want ons het God in ons lewens. Die kruis het die prys betaal. Die Here seën sy woord. Vanmôre. Amen. En amen. Môre is 'n skoolvakantiedag en ek weet ons vat maar die geleentheid, daar's 'n klompie mense wat weg is vir die naweek. Ja, ons gaan hulle ook keer is. Maar terwyl ons hier is, sal ons arbeid vir die Meester tot hy ons kom haal. Nou, geliefdes, vanaand wil ek met die baie interessante onderwerp ook deel. En dit is vir my baie belangrik om te noem dat ons het nou al oor gebed gepraat in die verlede, maar ek wil so 'n bietjie van 'n ander kant of van 'n perspektief weer oor die muur klim vanaand. By God loop ek 'n bendestorm en by God spring ek oor 'n muur. Soos koning Dawid gesê het, en ek voel ook so, wanneer die krag van die Here oor hom kom, dan voel dit of niks jou kan styk nie. Nou, ons gaan vanaand in Matteus die 6de hoofstuk
'n paar gedeeltes met mekaar deel. Slegs wanneer Jesus aan die woord is, want ek glo daaraan en jy het my al hoeveel keer gehoor sê, if Jesus said it, I believe it, that settles it. We gaan vanaand met Matteus 6, vanaf vers 6. Hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader, wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ons gaan net daar stil staan vir 'n oomblik. Here, baie dankie dat ons hierdie gedeelte vanaand in u krag onder u genade mag bedien. En Here, dit is so dat ons nodig het om soms die deur agter ons toe te maak. Maar Here, dat dit ook in enige ander geval waar ons beweeg, moet ons eintlik met u in kontak kan wees. En dankie Here dat u vanaand met ons gaan deel, die Heilige Gees om ons te leer, lei in al die waarheid, volgens u wil, in u genade, in Jesus naam, die volk sê. Amen. As jy ons kan ek kyk vra, waar is jou binnekamer? Die Bybel praat spesifiek van 'n plek wat jy afsonder, waar jy ingaan en 'n deur toemaak. Nou, baie min mense het so 'n tipe plek in hulle huis, en maak dan gebruik van 'n leekamer, aan bid daar wonder ek, en ons niks fout daarmee. Solank jy dit in afsondering doen en agter 'n toedeur tot die Here roep, dan sal hy jou in die openbaar vergelde. Maar as ons nou in 'n groepering mense is daar 'n geheime binnekamer wat ander nie kan hoor by. Wanneer jy in jou innerlike mens tot God begin te roep. Ek praat op 'n stadium oor dit en iemand raak vir my bitter kwaad en sê vir my, pastoor, jy is besig om die godsdiens af te kraak. Sê vir my, maar dit daarins gedoen nie. Want wanneer ek hier staan, kan ek in volle kontak wees met die Here, niemand van julle weet dit nie. Wanneer ek hier staan, kan my binnekamer se deur toe wees, daar waar die vyand nie kan hoor nie. Die vyand kan jou gedagtes beïnvloed, maar hy kan dit nie penetreer nie. Die Here alleen hoor jou gedagtes. En wanneer jy tot die Here so roep, ek wil sê dit, of daai ou skooter van my klim, ons ry ons so 300 kilos in die oggend, wanneer jy ry, dan praat die Here tog met jou. Wanneer die wêreld om jou stil raak, en jou konsentrasie op niks anders te kan wees, behalwe op die pad en dit wat voor en agter en om jou aangaan nie. En jy jou gedagtes stil tot die wêreld. Dit is die binnekamer wat ek met u wil praat oor. Daar die binnekamer waar niemand jou kan beïnvloed behalwe die Here deur sy Heilige Gees nie. Binnekamer is die inwonende plek van die Heilige Gees. Daar waar die Here in die verborgene sien, tog kan niemand anders in jou hart insien. Jy kan jou hart openbaar vir mense, jy kan vir mense sê wat in jou lewe aangaan, en jy kan dit doen, sielkundiges gebruik dit op 'n tegniek, om wanneer dit iets in jou hart is wat jou steur of pla, en jy gaan haal dit uit en jy vertel dit vir hulle, dan ontleed hulle dit wat jy vir hulle gesê het, en hulle gee dan vir jou uiting, of hulle help jou tot die insig kom, om weg te kom van wat jou eintlik 'n probleem is. Nou, ek dink nie, daar is 'n beter sielkundige as die Vader self. Halleluja. Daar is nie 'n beter sielkundige as God. By wie jy kan stil sit, en hy moet jou kan terugpraat nie, want gebed is nie 'n eenrigting kontak nie, al wil ons dit baie keer so ervaar. Mense sê baie keer hierdie woorde, dat wanneer jy bid, dan slaan jou gebed nie teen die dak vas. Ek het selfs eendag so iets geuiter ten opsigte van iemand, maar dankie Here vir wyse mense. Hy sê vir my, weet jy, dit voel baie keer dalk vir jou so, maar dink nie dis die nabyheid van God, dat jy regtig aan sy oor vasbid. En ek wil sê dat baie mense, wanneer jy 'n gebed bid, en jy bedoel ergens met die Here, dan moet jy glo dat dit hom bereik. Want ons bid nie verniet nie. Ons bid tog tot die Vader. Ons bid deur die Heilige Gees. En die Here Jesus is ons deur. En as ons dit in lynregtheid beskou, dan beteken dit die Vader hoor ons gebede. As hy alomteenswoordig is, dan bid ons nie in 'n rigting en hoop dit bereik iewers te die hemel.
Sataniste skets hierdie prentjie, dat hulle kom en mense se gebede frustreer en steel. Weet jy, as jy tot die Here bid, kan niemand jou gebed steel nie, dis jou gebed. En wanneer jy dit in die binnekamer doen, hoe kan hulle steel wat hulle nie hoor nie? Is dit net ons so? So as ek tot die Here praat in my binnekamer, dan bid ek tot hom wat in die verborgenhede sien. Wat jy ons gehoor, hy sê, ek hoor in die verborgenhede. Die Here sien die volle prentjie van waardeur jy gaan, en waarmee jy sukkel, en waarmee jy na hom toe kom. Hy sien nie net 'n gedeelte nie, maar die volledige wat jy by hom kom neerlê. Partykeer vergeet ons wat om te bid. Die Bybel leer ons dat die Heilige Gees kom ons swakhede tegemoet en bid dan deur ons woorde tot die Vader. Maar dit vat 'n aksie van 'n mens om te bid. Dit vat 'n aksie van jou om weg te tree van menslike denkwyse af om tot God te nader. Hy sê hierdie woorde, nader tot my en ek sal tot julle nader. Ek het dit al gepreek hierso. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want die wat glo dat hy is 'n beloner van die wat hom volg. Hebreërs 11 vers 6. Geloof is die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is Hebreërs 11 vers 1. So wanneer ons na God toe gaan, kan ons dit nie doen sonder geloof. So met ander woorde wil ek vir julle sê, ons hele godsdienst is geskaal en gebalanseer op geloof. Dit gaan, al die ander mooi dingetjies wat daarmee gepaard gaan, is maar net byvoegsel vir dit wat ons in die geloof kan bekom. Glo dat God is. Dat hy in die binnekamer jou wil hoor. Wat beteken hier die binnekamer, hierdie intieme gebed vir die Here? Dit beteken, luister ook kind van die Here, dat jy in verhouding kom met die Vader. Nou, jy kan nie 'n geestelike lewe as ons nie 'n verhouding met God het nie. Eendag gaan daar groot predikers staan by die hekke van die hemel, en profete, en daar gaan almal wat werke en wonders getekens gedoen het, gaan daar staan. En dan gaan die Here dalk vir hulle sê, gaan weg, ek ken jou nie. Maar Here, hier is ons werk wat ons gedoen het. Ons het in U naam, het ons duiwels uitgedryf. Dan gaan hy sê, maar ek ken julle. Gaan weg. Maar Here, in U naam het ons geprofeteer. En dit het waar geword. Maar ek ken julle. God smag na verhouding met my en U. Wanneer ons in verhouding kom met hom, dan bring dit vir ons iets spesiaal in ons verhouding met hom. Dit bring vir ons nabyheid van sy teenwoordigheid. Mense sê hulle voel partykeer so ver van die Here af. Jy weet dit, en die vyand wil hê jy moet so glo. Die vyand wil in jou gedagtes laat jy dit eerder glo dat die Here net nie hier naby jou is. Want as die Here dan hier naby jou is, dan kan hy jou deurdra. Dan gaan hy jou deurdra. Dit gaan so ver soos geloof. As die Here hier naby is, hy sê sy arm is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Nou teken ons hierdie prentjie van God help daar met 'n lang arm uit die hemel uit. Weet jy, as ons aan sy ewebeeld geskaap is, hoef hy nie 'n lang arm te hê. 'n normale arm is 'n goddelike arm. En hy's net hier by jou. Wanneer jy in die binnekamer gaan, is daar iets wat gebeur. In die atmosfeer om jou kom daar 'n verskywing. Die atmosfeer om jou word ryk van die teenswoordigheid van God. En wanneer dit ryk word van die teenswoordigheid van hom wat in die binnekamer hoor, weet jy, salwing in die kerk begin nie in die kerk nie. Salwing hier in die huis van die Here begin eintlik met 'n binnekamer lewe met God. Mense loop weg teleurgestel aan baie dinge.
Dan sê hulle dit God nie ervaar nie, omdat hulle dalk nie profesie en oordans ervaar het nie. Maar dan was die Here se teenswoordigheid daar. Vanaand toe ek op die platform kom, toe ervaar ek die nabyheid van Vader hier in die huis. En ek weet dat die Here vanaand hier is, en in hierdie boodskap wil die Here vanaand met jou praat. Die Here wil vir jou sê, ek smag na jou binnekamer verhouding met my. Want as jy 'n binnekamer verhouding het, dan gaan jy ongeroerd jou geloof in God stel. Ons kies baie dinge in die binnekamer. Ons kies baie dinge wat ons aan wil vashou. Vanmôre, toe ek gepraat het oor bitterheid, kan ek dit daaraan koppel. Baie mense raak so gewoond daaraan, dat as dit nie in hulle binnekamer is nie, dan wil hulle nie funksioneer nie. Baie mense bring skade na hulle binnekamer toe, en wil daar bære, en wil trofees daar neersit. Van wat hulle al oorkom het en nie gedoen het, of gaan doen, of nog eendag wil bekom. Nou, die trofees beteken vir jou en die Here niks nie. Want elkeen van die trofees was deur hom bekom. Sien met my, hierdie marathonhardloop, sal ek hoor van die Comrades vanaand. Dis een ding wat ek in my lewe nooit sou gaan probeer het. Ek is net nie gebou vir die Comrades nie. Sê, I'm built for comfort and not speed. Ek is meer 'n cruiser tipe ou, jy weet. Maar luister dit, ek sê, ek kom dit so, ek weet nie. Ek kry dit vandag Simsplits. Hulle het nog nie die tekkies ontwerp om my te red nie. Ja, ek het toe ek jonger was baie gehard. Baie marathone gedoen, en baie daar by Johannesburg dieretuin op 'n Sondagmiddag het ons die Run Walk for Wildlife gaan doen, en parkruns gedoen. Kan nie glo ek het dit gedoen. Ek het bewyse daarvan. Baie medaljes wat daar in 'n boks lê. Maar vandag sal ek dit nie waag nie. Ek is heeltemal te onvlits. Sê nou vir broer Leslie, ek het my skipping toe ontdek. Ek sê maar ek sal dit nie nou waag. Want of die sement onder my sal kraak en breek, of 'n toon of 'n klein kleintjie sal breek, of iets sal meegee. Want dit het net op daardie stadium in my lewe gekom, dat dit nie eers meer vir my te veel saak maak. Maar binne in die binnekamer is wat die absolute saak maak tussen jou en die Vader. En daar waar die Here in die heilike hoor, sal hy jou in die openbaar vergelde. Mag ek 'n bietjie verder gaan met hierdie woord? Prys die Here. Ek wil so 'n paar versies oorspring na Matteus 6 vers 9. En hoor jy wat sê Jesus? Hy sê, so moet julle dan bid. Nou ons sit op partykeer in, hoe moet ons bid? Waar moet ons begin, Here? En hierdie modelgebed van die Onse Vader het al die elemente wat ons nodig het om eintlik elke dag te bid. Hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam heilig word. Nommer 1, bring hierdie skrif hulde aan God die Vader. Wanneer ons in die bediening inkom en ons staan hier in die kerk, wat is die doel van ons hier? Net om te kom ontvang? Nee. Om aan God ons lewe toe te wy. Om aan die Here hulde te bring en hom eer te bring. En die modelgebed volg spesifiek ook hierdie model. Hy volg hierdie resep. Vader, laat u naam geheilig word. Ek kan nie onthou hoeveel keer ons pakke slaag gekry het in die laerskool, terwyl ons Bybelklas gehad het, iemand het vra hulle, sê die Onse Vader op. Weet jy, ek dink dit was die verkeerdste ding om kinders pak te gee oor die Bybel. Want is een plek waar jy veilig moes voel. Dis een plek waar jy eintlik na die Here toe moet nader. Vat iemand in swakheid en leer hom dit dan, resiteer dit dan, in plaas van om jou roede uit te haal. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou, geliefdes, ek kan baie daaroor gesê word, maar wanneer ons sê, laat die koninkryk van u kom, dan roep ons God sy heerskappy na ons toe. Dan sê ons eintlik in soveel woorde, Here, u
is in beheer. Laat u koninkryk kom. En weet jy wat, geliefdes, is nou nie soos die twee oudjies wat daar by mekaar staan en een trek hulle en sê kom, moet die krap oor die lyn nie. Hierdie is 'n uitnodiging na die Vader. Vader, ek is gereed om die koninkryk te ontvang. Ek is hier om u heerskappy te ervaar en te aanvang. En wanneer ons dit sê, dan sê ons, Here, vandag gee ek toe tot u wil, want u heers oor my lewe. Maak dit vir u sin? Is dit die waarheid? Sê gou vir amen. Prys Here. Hy voel ek het reg gedoen. Laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dan gaan hierdie tydelike verbygaan. En dan gaan dit net die hemel wees. En weet jy wanneer die heerskappy van die hemel in elk geval in beheer van alles is, dan is die ou Satan slang weg en sy tyd is uitgedien. Hy gaan nie weer 'n plekkie kry om mense te kan ruïneer en seermaak en vervolg en sonde laat dien. Hy sê, soos in die hemel, Here, laat dit hier by ons ook so wees. Gee aan ons vandag ons daaglikse brood. Nou hierso is 'n moeilike een om vir mense wat swaar kry te verduidelik. Here, gee vandag aan ons daaglikse brood. Want die Here gee genoegsaam aan die wat hom dien. Ek dink die volgende het genoem oor die manne aan die kwartels in die woestyn. Toe hulle vra, Here, gee vir ons iets om te eet. Toe voorsien God uit die hemel uit. Maar weet jy, ons het dit nie so maklik nie, want daar is 'n vloek oor die aarde. En die vloek oor die aarde sê dat hy, Adam, hy sonde gepleeg. Het hy 'n paar probleme veroorsaak en in die stof van hierdie aarde sal hy sy brood verdien. En weet jy wat, in die sweet van sy aangesig verdien ons ook ons brood. Weet jy, hy wat nie werk nie, mag nie eet nie. So met ander woorde, as ons tot die Here pleit vir 'n stukkie brood, daar is mense wat dit nie meer moontlik is om te werk nie. Wat hulle lewe toegewy het om hard te werk en alles gegee het vir hulle gesinne en families. Dan weet jy, die Here sien dit op. Maar wanneer ons tot die Here vra, Here, ek is in hierdie kant in my binnekamer besig om U te roep. Dit gaan swaar. Ons is in Suid-Afrika, dis 'n gevaarlike plek om in te wees. Daar's ander wat kry en ander wat het. En dis nie vir almal so maklik. Maar wanneer jy tot die Here pleit, voorsien hy vir jou genoegsaam om te lewe op hierdie pad. Here is voorsien vir ons daaglikse brood. 'n brood wat nie te veel is nie. 'n brood wat nie te min is nie. Maar genoegsaam vir die kinders. Nou gaan dit daaroor dat baie mense klaar met 'n chocoladekoek onder die arm. Nie is 'n brood nie. Ek gaan dit vir jy sê, ek het dit al soveel keer gesien. Dit gaan goed met 'n paar mense, maar daai chocoladekoek moet jy smeltjie onder die arm, maar hy vergeet van hom. Ons sê ons Here gee vandag ons die stapelvoedsel van Israel tot vandag toe is brood. Nie eers brood maak as vleis en so nie, maar brood, ongesuurde brood. Weet jy hoe lank kan jy lewe met brood en water? Vra my, ek kan so lank, bietjie langer lewe. Maar hoor wat ek sê, geliefde kind van die Here. Gee vandag vir ons die nodige substansie om te kan lewe. En die Here sal jou substansieer deur dit wat jy vra. En as ons elke oggend opstaan en ons begin met die eerste gedeelte van die Onse Vader bid. En ons plaas dit in ons eie woorde, dankie Here dat U koninkryk hier is. Dankie dat U heerskappy oor my is. Dankie dat U heerskappy oor my huis is. Here, voorsien aan my gesin vandag ons daaglikse brood. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die bose is daar buite, ek het al hoeveel keer gesê, maar ons hoef hom nie te gaan soek nie, ons weet hy is daar. Ons weet van sy teenwoordigheid, maar die Bybel sê, weerstaan die vyand en hy sal van jou al wegvlug. Ons weerstaan om God te vra, laat ons nie in die versoeking lei, maar verlos ons van die bose. Here, wys my die pad wat ek vandag moet loop. Here, help my
om my voete te plaas waar U wil hê ek dit moet plaas. Ja, Here, U het ons die krag gegee om op slange en skorpioene te trap. Maar dit is nie nodig as U my sê waar om heen te loop. Week terug het gepraat oor God se GPS, onthou jy dit? Die stem van die Here wat tot ons praat en ons roep en ons lei in die regte rigting. En wanneer ons lei na dit waartoe hy ons roep, dan kan ons nie ons voete verkeerd sit. Onthou, die mens bedink sy weg, maar God orden die voetstappe. En wanneer ons hom vra, Here, wys my waar ek moet eers sit, en hy orden daar die voetstappe, kyk in wat se krag loop jy dan is dit nie in jou eie krag nie, maar dit is in die krag en die genade van God. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hierdie is seker een van die moeilikste gedeeltes van die gebed vir julle kerk. Here, vergewe my soos dat ek ander vergewe. Dis harde ene. Here, vergewe my soos wat ek ander vryskel. Jesus hang aan die kruis van Golgotha en hy sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Hy vergewe die hele mens. En hy bring iets tot ons gedagtenis wat groter is as onsself. As God in beheer is van jou lewe en hierdie ding het gekom, sal hy ook gaan. Ek het hierdie woorde, moenie dink dit gaan altyd net goed gaan met jou nie. This too shall pass. Maar moenie dink dit altyd net sleg sal gaan met jou nie. This too shall pass. So weet jy wanneer dit goed moet gaan met jou. Dien die Here in gees en in waarheid. En jubel en juig voor hom met die geluk en die geduld wat jy het. En as dit sleg gaan met jou, prys die Here want hy gaan jou die gat uithaal. Is dit nie so nie? Hy sal jou leer en lei aangaande elke weg wat jy jou voete moet sit. Nou sê ek weer eens oor die vergifnis. Hierdie is nie my woorde nie. Hierdie is skriftuurlike bewys. As jy jouself ook nie oor 'n ding kan vergewe nie, hoe kan jy verwag dat God jou moet vergewe? As jy jouself begin te vryspreek van dinge, dan kom jy los van dit af. En wanneer jy mense hulle sondes vergewe, dan vergewe God ook joune. Maar as jy vashou, dan veroorsaak dit ook bitterheid by jou. Ons het 'n ding genoem in die ou kerk, onvergewensgesindheid. Dis 'n gesindheid van ek kan nie meer nie. Ek sal nie, ek hou dit teen jou klaar. Jy word 'n slaaf van daardie omstandighede. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dan hierdie woorde. Amen. Amen. Sê dit. Amen. So sal dit wees. Na daardie amen is daar 'n punt. Die gebed is afgehandel. En dit is waar ons 'n fout maak. Want wanneer ons hele gebedsaksie het ons toegelaat dat God met ons praat. Voor die amen is daar 'n komma. En kyk weer. Ons is bly dat die Afrikaanse letterkunde dit vir ons so gee. Het jy hom gekry daar? Prys die Here. Wat se weergawe is daai my broer? Ek moet op weg voor sê. Prys die Here, maar in my Bybel die 33:53 vertaling tot in ewigheid dan is daar komma. En daai komma gee nou die kans dat jy stil bly en dan sal 2 spasies. 2 spasies en letters waarin God alles vir jou kan sê wat hy vir jou wil sê. In 'n oomblik se tyd praat die Here met jou as jy bereid is om te luister. Hier in jou binnekamer, waar jy tot God praat tot in die verborgenhede, hoor en sien. Wil hy ook hê jy moet hoor in die verborgenhede wat hy vir jou wil sê. En wanneer ons dit begin as modelgebed volg
en ons bid ons eie woorde daarin, en dit vat die elemente van dit wat ons nou klaar gebid het, dan het ons alles gebid wat ons nodig het om te bid. Kyk, ek wil jy sê, wanneer jy in die moeilikheid is, dan het jy nie tyd vir Bisibama gebedjies nie. Jy bid op die man af en jy bid reguit en jy vra wat jy nodig het. En jy soek dit met geloof. Want hoor jy, laat ek vir jy sê, is die eerste keer wat jy hoor Bisibama gebed is. Dis daai oupies wat jy so, Heer. En dan bid jy vir ure lank en jy kom nergens. Wanneer jy in die moeilikheid is, dan is dit 'n sig na die hemel toe. Wat alles verander. In 'n oomlikse tyd is daar nie tyd vir speletjies nie. Moeilike situasies is wanneer God optree, want dan kom jy opregtheid van hart na vore. Nou is daar 'n probleem met party mense se gebed. Ons sit en kla by die Here oor alles. Die Here weet van alles. In plaas van om dankbaar te wees oor dit wat hy gegee het. As ons dankbaarheid ten opsigte van hom begin te sê, net meer dankbaarheid en lofprysing in die rigting van hom gee, dan raak dit makliker om te ontvang en makliker om te kry by hom. Wil jy my challenge daarop? Ek wil jy sê, sal baie misvat as jy probeer challenge op daai en vanaand. Want God lewe onder die lofsang van sy volk. Hy beweeg onder dit. En wanneer ons lofprys, en jy wil nie hê God moet beweeg in sy lewe nie. Jy sal baie dom wees as jy nie wil hê God moet beweeg in jou lewe nie. As die Here begin te beweeg in jou lewe, dan verander jou sake ten volle. Jy as mens begin te verander. Ja, daar is 'n paar hakplekkies, skeefplekkies en skaafplekkies, wat die Here ook kom glad maak. Maar weet jy, as dit eers dan glad is, dan kan jy nie meer keer nie, dan kan jy nie meer terughou nie. Broers en susters, dan kom daar die mooi dinge van die Here ook in jou tot voorskyn. En ek nog so 'n bietjie verder gaan as jy my sal verdra. Ek vra maar terwille van respekvolheid. Maar ek gee ook nie eintlik om nie, gaan verder. Want die Here het my opdrag gegee om dit te bring. Ek wil terugblaai na Matteus 6 vers 7 en 8 toe. Hy sê, en as julle bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie. Want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Weet jy, geliefdes, ek het iets geleer in die kerk. Die ydelle herhaling van woorde vat jou nergens heen. Jy kan hoor wanneer iemand bid wat ingeoefen is om te bid. Wat oor die Here praat. 'n Ou wat nie bid nie, kan jy hoor, hy trap water nou. Hy sê dieselfde goed oor en oor en oor en oor. Elke keer as jy hoor bid hy dieselfde goed. Dis asof daar nooit antwoorde kom op sy gebed nie. Maar wanneer jy tot die Here bid, het jy 'n gesprek met hom. Weet jy, ons het 'n modelgebed en volgens daardie modelgebed moet ons net dankbaar wees dat die Here in ons lewe is. Nou vra ek vir jou, is die Here in jou lewe? Sy verhouding met hom het. En jy praat met hom oor hierdie dinge. Dan gaan jy nie om beskimping gee in jou gebed ten opsigte van die Here nie. Hy weet wat in die Bybel staan. Weet jy wat ek wil vir iets vertel vanaand? Dit grief my al. As mense konstant die Here se naam ook uitlik gebruik in gebede. Sy naam is Vader, Here, God, en jy sê dit nie aanhoudend nie. Die Here weet met wie jy praat. En wanneer ons met hom praat, dan het ons 'n gesprek met hom. Die modelgebed sê nie Vader in die naam ons dat Vader vir ons die en Vader daai en Vader sis en Vader so. Jy gebruik dit aardie. En dan volg die gesprek tussen 'n kind van die Here en sy Vader. Gaan probeer dit beoefen om met die Here te praat soos wat jy met jou eie pa sal praat. Daar's 'n paar ouens wat dalk nie verhouding het met sy pa nie. Soos wat jy met die persoon wat jy die hoogste ag in jou lewe sal praat. En dan wanneer jy dit toepas, praat met die Here
in verhouding, soos of hy saam met jou in die vertrek is. Is die Here vanaand hier? Amen. Wat is die bewys daarvan? Wie is hier in die naam van die Here Jesus Christus? Ek sien 'n paar hande op. Dan sê die Bybel die versekering daarvan, hy is hier. En as ons dit aan glo, dan kan ons vanaand nie namens die Here praat nie. Hy kom met sy Heilige Gees en hy praat die Here weer. Ek gaan nie iets baie interessant wys. Hierdie is nie 'n restituisie van iets wat afgelees word van 'n preek nie. Dit is die Heilige Gees wat met die praat vanaand deur gebed. Ek het nie woorde om te uitdruk nie. Ek het 'n paar skriffies op 'n papier neergepen. En die Here het vir my gesê, sê so, en dan sê ek so. Hoorie wat ek sê? Ek het groot geword dat ons die Bybel moet leer ken, en dat ons dit wat die Here se wil is moet verkondig. En vanaand is ek hier om sy wil vir u meer te deel. Ek is nie hier om 'n vinnige AI boodskap vir u af te lê nie. Ek gee vanaand vir u kos uit die Bybel, uit die hemel, die woord van God. Dis so 'n baie harde ding en ek gaan daarmee begin te na die einde toe beweeg. Hierdie is seker een van die gedeeltes van gebed wat mense verkeerd verstaan. Matteus 6 vers 33 en 34. Hy sê maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Wie tog onder julle kan deur om hom te kwel 1 el by sy rente voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hoe hulle arbei en hoe hulle nie spin nie. En ek sal vir julle sê dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle, nou met hierdie harde woorde, klein gelowiges. Daarom moet julle nie julle kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Die model gebed het alles klaar bevat wat ons nodig het. Die Here se wil is dat jy goed moet lyk. En ek bedoel nie net goed in klere dra nie. Dit is as mense wat liggaamlik gebreke ly. Dat as jy hulle kyk, dan sien jy daar's iets wat lewe binne hulle. Daar's mense, broer, ek sê vir jou, daar sy gesig lyk soos 'n padkaart, soos wat die plooie van kommer in die lewe oor hulle gekom het, maar daar's iets met daai mense wat ander na smag. Ja, dit is nie so mooi met almal van ons. Baie van ons raak oud en dit wys op ons. Maar weet jy wat, wanneer jy kyk na dit wat in die siel voortgebring is en daar beweeg, dan smag ons na nie die looks buite nie, maar dit wat binne is. Amen. Jy is nou eenmal 'n geseënde van die Here en moet dit nie anders nie sien nie. En wanneer die Here sê ek het jou geseën, vat die seëning. Moenie terugkyk na 'n pad van moeilike dae nie. Moenie vashou aan dit wat jou grond toe vat nie. Daar's dinge wat ons nie kan beheer nie. Hoekom sal ons daaroor wil beklei? Daar's dinge wat ons nie in beheer van is nie. Daar's 'n paar dinge wat ek kan noem vanaand hier. Maar ek gaan dit lospraat net. Maar dit wat ons wel kan beheer, begin beheer uitoefen in die binnekamer. Maak toe die deur agter jou. En praat met die Vader wat sy koningskap hier en nou is. En sy heerskappy sal in die hemel en op die aarde verseker wees. En dit sal goed gaan met u. En dit sal goed gaan met my. Ek weet die Here voorsien my daaglikse brood. Ek kwel my nie oor môre meer nie.
Ek kwel my nie oor wat ek sal aantrek nie, die Here voorsien. Kan ek eers al nie vertel? Een van ons kerk se ou pastore, pastoor Ivan Miller, hy het nie begin in die kerk, was 'n evangelis. Hy sê die Here gee hom 'n opdrag en sê vir hom, met die pak klere wat jy het, en die tasie wat jy dra, gaan nou na die Kaap toe. Sy boek skryf dan die Martie die volgende, sy sê, hy kom in die Kaap aan, en daar is niks. Hy het net sy pak klere, hy het nie 'n beursie vol geld nie, hy het net daar aangekom soos wat die Here hom opdrag gegee het. Sy sê, elke maal het mense van vreemde plekke af na hom toe gekom en gesê, die Here het gesê, jy moet vanaand oornag by ons, dan gee hulle vir hom herberg. Slaap jy 'n aand in 'n veld, hy sê, 'n broer kry hom daar, sê vir hom, kom saam met my, ek moet vir jou iets gee vir hom 'n splinter nuwe pak klere, gee vir hom 'n splinter nuwe plek om te slaap, gee vir hom genoeg kos en plek om te beweeg nie. Hulle sê, toe hy een aand binne in 'n badkamer inloop, die Here sê vir hom, hy's in een plek, hy moet in die volgende plek moet hy gaan bedien, ek dink dit was iets soos Durban en Oos-London. Hy sê, toe hy die deur oopmaak, toe loop hy uit op die stasie in Oos-London, hy was in Durban, ingeloop by die Here. Wanneer jy glo die Here kan iets doen, weet jy, ons limiteer die Here. Die Here het ons nie glo. En wanneer ons die binnekamer gebede begin doen, dan sal die Here ons optel en na hoër hoogtes lei. Daar is soveel dinge wat gebeur het in die verlede, in genesing in ons kerk. Maar ons glo nie meer nie, want ons het nie 'n binnekamer lewe nie. En as ons die binnekamer lewe begin te kry, geliefdes, dan moet jy dieselfde geskied gordel aansit teen die kerk, want dan gaan dit beweeglik raak. Begin die vuur by die huis kweek. En bring hom saam na die altaar toe in die kerk. Gaan na jou binnekamer toe, maak toe jou deur. En die Here sal jou seën. God seën sy woord vanaand. Ons gaan opstaan. Vader, dankie dat ons vanaand in die teenwoordigheid van mense in die naam kan proklameer. U is die begin, U is die einde, U is die alfa, U is die omega. Here, vanaand uit die punt van 'n geslote binnekamer, wanneer die deur agter ons toe is, wil ons U leer ken. Here, dit wat U in die heimlike hoor, dit wat daar in die verborgene gepraat is, bring U na die tafel toe en U vergoed, selfs voor die aangesig van vyande, U kinders. Here, vanaand wil ek 'n seëngebed oor hierdie volk spreek. Here, dat dit met hulle sal goed gaan, dat hulle brood môre sal geniet, want U het dit voorsien. Here, U voorsien elke voetstap en orden dit vir ons. Here, laat ons elke aanslag van die vyand sal misstrap. En ja, Vader, elke gees wat nie van U af is nie, sal wegwys van ons af. Laat U wil geskied, laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons, Here, dan ook die geleentheid om U naam groot te maak, want aan U behoort die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Ons sluit dan vanaand se diens af, Here, met die wete dat U in beheer is. Here, lei ons deur die Heilige Gees in al die waarheid. Gaan dan nou saam met ons, Here, waar ons na ons verskeie plekke gaan, en hou ons veilig onder die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. En die volk sê, Amen. Geliefdes, gaan in vrede, die Here seën u. Ons like julle hoor. Here seën u.